Baie welkom by Mos Wêreldwyd Aanlyn Tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Goeiedag, baie welkom by Mos Wêreldwyd se potgoeie. Ons gesels vandag met Johan Visser en ons gesels oor 'n groot onderwerp wat ouers dalk baie nodig het om oor te gesels. Hoe monitor ek my kind? Baie welkom Johan. Ons sien uit om bietjie te hoor wat jy te sê het vandag. Baie dankie. Dit is lekker om die geleentheid te hê om bietjie met ouers te kan gesels en hulle te bemagtig. Ons besef dat ouers voel baie keer alleen in hierdie wêreld van tuiskool. En ek dink die doel van hierdie opnames of hierdie potgoeie is ook net om ouers te help en te ondersteun. Ek stem 100% saam met jou. Ek gaan net vandag vir jou sommer 'n paar vragies vra en dan gaan ons dit gebruik om, soos jy nou sê, die ouers te ondersteun. So wat beteken dit regtig om jou kind se vordering in tuiskool te monitor? En hoe verskil dit daarvan om hulle te mikrobestuur? Want ek dink baie keer voel ouers hulle mikrobestuur meer hulle kind en dis dan wanneer die kind dalk optree teenoor dit of reageer op dit. Ja. Net ek dink baie keer en ek hoor dit so gereeld van ouers is dat hulle sê vir my dat hierdie jaar het ek nou besluit om my kinders te los dat hulle onafhanklik kan werk. En ek het dit gehoor toe ek nog skool gehou het en ek hoor dit nou hierso ook as leerbestuurder baie. En my antwoord baie keer op ouers as hulle vir my daai stelling maak, dan sê ek altyd vir hulle, daar's so 'n paar dingetjies wat teen jou kind tel. En dit is nie omdat jou kind 'n slegte kind is nie, dit is weens hulle ouderdom. So, eerste ding wat teen jou kind tel, is dat hy heel waarskynlik as hy uit die skoolsisteem uitkom, dat hy tot nou toe, deur middel van eksterne stimulusse, of sy lewe is geregeer deur eksterne stimulusse. So wat beteken dit? Dit beteken, jy het heel waarskynlik jou kind wakker gemaak in die oggend, so hy het nie self wakker geword nie, jy het vir hom gesê, hy moet sy bed opmaak, of sy moet kom eet, dan word die kind by die skool afgelaai, hulle het nie noodwendig 'n keuse of hulle wil skool toe gaan of nie, en dan lui daar 'n klok, en dan lui daar voortdurend klokke deur die dag, wat jou kind se lewe bepaal, en sy lewe regeer. Saam met dit is daar 'n onderwyser, wat staan voor in die klas, wat sê, haal nou jou boek uit, skryf die datum regsbo, trek 'n lyn, doen hierdie werk, doen daai. En so, alles wat jou kind moet doen, is deur middel van eksterne stimulusse, of wat ons praat van eksterne motivering. 'n Kind in 'n skool hoef nie regtig interne motivering toe te pas nie. Nou die probleem met tuiskool is dat daar baie meer interne motivering betrokke is as eksterne motivering. Daar lê nie klokke nie. Jou kind hoef nie noodwendig eers sy tande te borsel voordat hy begin of sy begin met haar werk nie. So ons en die probleem is dat ons as ouers dink baie keer maar jy weet, my kind is maar net van self intern gemotiveer. En weet soos ek aan die begin gesê het, dis nie omdat hulle slegte kinders is nie, dis net omdat dit is so indoktrineer by hulle dat hulle was nog nooit gevra om self, jy weet, op te staan in die oggend en self eie inisiatief te neem om pap te eet, tande te borsel, bed op te maak, te gaan sit voor die rekenaar te werk nie. Alles word vir hulle gesê, doen nou dit, doen nou dit, doen nou dit. En so ons kinders is gekondisioneer om te wag vir die volgende opdrag. Nou dis die een gedeelte wat half teen ons kinders tel. Die ander gedeelte is doeteenvoudig net hulle ouderdom. Meeste kinders, meeste skoolkinders of leerders val in wat ons noem die adolessente fase. Nou as mense 'n bietjie breinnavorsing doen en die brein 'n bietjie ken, dan hier reg voor in die brein sit die prefrontale cortex. En ek weet hierdie kan dalk nou as 'n skok kom vir sommige mense, maar hierdie cortex of hierdie sentrum in die brein is eers ten volle ontwikkel op die ouderdom van 25. So wat dit beteken, en net weet, so by the way, die prefrontale cortex is ook verantwoordelik vir goedjies soos logiese denke, tydsbestuur, motivering, redenering,
En as hierdie nou eers op die ouderdom van 25 ten volle ontwikkel is, dan is die afleiding wat ons kan maak, is dat ons kinders kan nie logies dink nie. Hulle kan nie tyd bestuur nie, hulle kan nie beplan nie. En so baie keer sê ons vir ons kinders, maar ons dink by myself, maar wat gaan aan met hierdie kind? Dit is maar net die ouderdom waarin hulle is. En daar's baie redes daarvoor, ons gaan nie nou noodwendig in daai redes ingaan nie, maar die groot ding wat ons moet weet, is dat kinders kan aan die een kant nie logies dink nie, hulle kan nie beredeneer nie, hulle kan nie planne maak om te sê, daar's 3 weke van die kwartaal oor, ek het nog 20 borrels om te doen. Jy weet, en dan saam met dit, word kinders gelei deur hulle emosies, hoe hulle voel. So ons het 3 dinge. Ja. Een is die feit dat kinders geïndoktrineer of gekondisioneer word om te reageer op eksterne motivering en nie op interne motivering nie. Saam met dit gooi ons in die pakkie die feit dat hulle weens hulle ouderdom en weens die ontwikkeling van die brein nog nie regtig in staat is om dinge te kan doen soos tydsberekening of beplanning of om logies te kan dink oor sekere dinge nie. En dan die derde ding wat ons ook in die pakkie ingooi is die feit dat hulle gelei word deur hulle emosies. So 'n kind lê in die bed en hy voel nie lus om te leer nie, of hy voel nie lus om te werk nie. Daar is nie daai interne motivering wat by ons as groot mense sê, okay, jy weet, ek moet opstaan, ek moet werk, want as ek nie werk toe gaan nie, gaan ek in die moeilikheid kom of wat ook al nie. By kinders is, ek voel nie lus vir werk nie en dis die belangrikste ding wat nou ter sprake is. En so daarom is dit ongelooflik nodig vir ons as ouers om ons kinders te lei en hulle te help. En ek sê altyd hierdie hulp staan op 3 bene. Ons moet hulle help met beplanning, ons moet hulle verantwoordbaar hou vir dit wat hulle moet doen en dan ook om hulle te monitor. En dit is nie, dit is nie mikrobestuur nie. Dit is letterlik die basiese wat ons kinders nodig het, is daai 3 dinge. Natuurlik, ek dink jou antwoord het dit baie mooi uiteengesit en wat die verskil is tussen monitor en mikrobestuur en jou antwoord het definitief vir ons gesê dat as jy al daai dinge in plek het, dan monitor jy outomaties jou kind, veral as jy dan ook die leiding bied. Goed. Okay, André, watter roetines of daaglikse gewoontes kan ouers instel om konsekwent te sien of hulle kind op koers bly? Ja, ek dink roetines, eerstens roetines en ritmes is vir almal belangrik. Dis belangrik vir ons as groot mense en dis nog meer belangrik vir kinders. En so 'n paar wenke en hierdie is natuurlik, jy weet, oop, dit hoef nie dieselfde te lyk in elke huishouding nie, maar ek dink as ons fokus op daai 3 bene wat ek in die vorige wat ek net nou genoem het, is die beplanning, verantwoordbaar en monitering. As ons kan hou by dit, dink ek met 'n ritme wat ek sou voorgestel het, is om te sê op 'n maandag, om die week vooruit te beplan. Eerste halfuur van die maandag, sê nou maar, beplanning is om 8:00 te begin met die borrels, om dalk 7:30 net te sit voor die rekenaar reg aangetrek, tande geborsel, bed opgemaak, net ook dat hulle voel, jy weet, ek is nou gereed vir die week. Ek weet nie van julle nie, ben jy net van jou nie, maar vir my maandag is altyd die dag wat ek die varsste voel, en wanneer ek reg is vir die week, dan kan ek letterlik voel hoe my energie so bietjie afgaan soos die week verbygaan, en so maandag is 'n goeie tyd. Ja nee, ek stem so. Ja, maandag is 'n goeie tyd om hierdie gesprekke met hulle te hê. En dan is dit net om 'n bietjie die week te beplan. Om te sê, wat gaan ons doen hierdie week? Hoe gaan ons dit doen? Watter vakke gaan ons doen? Hoeveel borrels in elke vak gaan ons doen? En ek dink dis ook 'n goeie ding om dit saam met jou kind te doen en nie net voor te sê nie. Nie te sê jy moet hierdie week hierdie doen nie, want dan kom maar weer daai eksterne motivering. Maar ek dink om saam met jou kind te sit en om te sê, right, wat gaan ons hierdie week doen? En gee vir hulle so half 'n bietjie, soos ons in Engels praat van agency. Gee vir hulle so 'n bietjie die gevoel van mag oor hulle eie werk, as ek dit so kan sê, en oor hulle eie besluite. En dan natuurlik is daar fantastiese instrumente wat ons kan gebruik. Ek het al met ouers gepraat wat vir my spreadsheets uitgehaal het, wat regtig ongelooflik goed is. Maar ons as die MOS het ook 'n instrument opgestel wat ons noem die MOS Kompas. Nou ons sal in die kommentaar gedeelte van hierdie pot gooi, sal ons vir julle die skakel na die MOS Kompas plaas. En al wat dit is 'n instrument
waar jy jou kind kan help met hierdie 3 dinge, met die beplanning, die verantwoordbaar hou en die monitering daarvan. So op 'n maandag gesels met jou kind, beplan die week so uit, en dan is dit baie belangrik om elke dag seker te maak dat jou kind daai dag se teikens behaal het. So as hulle 'n week rooster het en die rooster sê op 'n maandag moet hulle Afrikaans, Engels en wiskunde doen, dan gaan kyk, maak seker dat hulle dit gedoen het. Nou, hier is so ietsie wat ek wil ingooi. Ons kinders, soos ek gesê het, word gelei deur hulle emosies, maar hulle is ook baie slim. En so as hulle nie lus is om iets te doen nie, en hulle sien dat mamma of pappa moniteer nie goed genoeg nie, dan gaan hulle, so wat ons in Engels sê, die loophole soek. So wat ons baie keer vind, is dat kinders stuur net borrels in, en dis nie reg nie, dis nie noodwendig is die regte werk wat hulle instuur nie. Maar as mamma of pappa dan gaan kyk, dan sê hulle nee, kyk ek het my werk ingestuur. Nee, meneer net, jy ken daai as leerbestuurder. Ek weet presies waarvan jy praat. So, ek dink, dis ook goed of belangrik om in te gaan by die werk en dit oop te maak. En daarom sê ek altyd, vat jou kind, gaan sit by jou kind se rekenaar of laptop, laat hy ingaan op sy of haar profiel en dan gaan loer na die werk daarso. Dan is dit ook natuurlik belangrik om aan die einde van die week te gaan assesseer. As ons op maandag beplan het, dan moet ons kyk of ons plan uitgewerk het, teen die Vrydag. En dan is dit ook lekker om gesprekke met jou kind te hê, soos wat het goed gewerk, wat het nie goed gewerk nie. En natuurlik ook om vir jou kind te help om oplossings te kry vir probleme wat hulle het. Ja, en ek dink, net om terug te kom by die vorige punt oor die monitering gedeelte, ek dink dit is belangrik dat hierdie nie, soos ons in Engels sê, 'n opcheck sessie is nie. Ons wil nie hê die kinders moet voel dat hulle moet opgecheck word, maar ek dink dit is 'n baie lekker geleentheid om goeie gesprekke tussen jou en jou kind te fasiliteer. Net om in plaas daarvan om nie net vir jou kind te vra, jy weet, het jy vandag gedoen wat jy moes doen nie, om eerder goeders te vra soos, wat het jy geleer vandag, of wat was vandag vir jou moeilik, of waarmee het jy gesukkel, wat was interessant vir jou gewees, nie net, weet, hoekom het jy jou target bereik, jou teiken bereik nie, of hoekom het jy dit nie bereik nie, om lekker vir hulle te help, om vir hulle die taal te gee, om hulle eie probleme te kan identifiseer. En ek wil ook sommer bynoem, ek kry baie keer dat ouers vir my sê, ja maar, ek verstaan dit, ons almal is besig, ons almal werk, is dat hulle kinders sit by sentrums. Maar ek wil vir julle as ouers sê, as jou kind by 'n sentrum sit, is dat jy betaal daai sentrum. En so, jy betaal nie net vir 'n toesigdiens nie, jy moet ook die juffrou of die meneer by die sentrum verantwoordelik hou om hierdie tipe van goeders met jou kind te doen. Soos ek net al gesê het, daar is op die webwerf, op die ouerportaal is daar 'n mos kompas, wys die juffrou of die tutor of wie ook al by die sentrum is na dit toe. Sê hulle moet dit invul saam met jou kind, sê hulle moet hierdie monitering doen, en as julle wil, is julle baie welkom om vir hulle te vra om 'n afspraak met jou kind se leerbestuurder te kan maak, sodat ons met hulle kan gesels deur die proses. Kom terug by wat ek net gesê het, ons kan nie aanvaar dat ons kinders net elke dag lus is vir werk nie. Hulle het daai eksterne verantwoordbaarheid nodig om hulle dan op die einde van die dag te kry dat hulle intern gemotiveerd is. Ek neem aan, dit is dan nou, die eerste woord wat nou hier in my kop opgekom het is belangstelling. Jy moet meer 'n belangstelling toon, en dit is dan ook hoe jy en jou kind 'n baie goeie verhouding gaan bou tydens hierdie leerreis. En ek dink dit is fantasties. Ek dink dit gaan vir ouers en kinders so verrykend wees. So baie dankie, dit was 'n baie goeie antwoord wat jy daar vir ons gegee het. Dan wil ek net gou weet, hoe weet 'n ouer of hulle kind werklik die werk verstaan en nie net die taal om dit af te handel nie? Net daar is 2 dinge in ons stelsel wat regtig lekker is, hoe die stelsel gebou is. Die een is die feit dat 'n borrel wat gedoen word nie net outomaties groen verander nie, en die ander ding is dat daar terugvoer is. So wat beteken dit vir jou as ouer?
Dit beteken dat jy kan, soos ek net al gesê het, ingaan op die leerstelsel en gaan lees in die kommentaar wat jou kind, of die terugvoer wat jou kind gekry het. En daardeur gaan jy baie vinnig kan sien, jy weet, bemeester my kind hierdie, is my kind op die regte pad of nie. Want ons leerfilosofie is soos volg. Ons, in elke borrel is daar 'n opdrag wat voltooi word. En daai opdrag word dan geassesseer. En daai opdrag of daai borrel sal net groen verander wanneer die vakkundige veilig voel dat die leerder die opdrag tot 'n sekere mate bemeester het. Nou daai bemeestering beteken nie noodwendig hulle moet 10 uit 10 kry nie, maar ek kan onthou toe ek op skool was, dan het ons die juffrou op die bord gesit, die wiskunde gedoen en dan het sy vir ons huiswerk gegee. En dan het ek, wat Johan Visser was, net vinnig enige iets daar neergekribbel, want ek het geweet die juffrou gaan die antwoorde die volgende dag gee, en dan het ek die regte antwoorde neergeskryf, en dan het ons aangegaan na die volgende werk toe. Nou dit gaan nie hier gebeur nie. As jou kind dalk kort baie vat, of nie die werk verstaan nie, en net werk, antwoorde daar gee, dan gaan daai borrel oranje terugkom. Met kommentaar natuurlik. En ek dink dit val weer in daai gedeelte wat ons gepraat het oor die monitering. Gaan lees saam met jou kind die terugvoer. Gaan kyk, weet, wat het hulle goed gedoen, wat het hulle sleg gedoen, waaraan kan hulle werk. Jy sal baie vinnig daaruit kan aflei of jou kind die werk verstaan of nie verstaan nie. Baie dankie. En as jy nou advies het vir ouers, jy kry nou 2 tipes ouers. Een wat taamlik terugstaan vir hul kind om nou self te werk, en dan kry jy die ouer wat heeltyd konstant daar is, maar wat se advies het jy vir ouers wat vir hulle gaan bemagtig om nie heeltemal oor te neem met hulle kind se leerhuis, sodat daai kind terugval in dit wat jy nou gesê het, daai ampere, iemand sê heeltyd wat vir my wat om te doen. So veral wanneer die ouer ook eintlik onseker is oor die inhoud. Net daar is een bitterlike, kragtige wapen wat ons in hierdie nuwe 21ste eeu in ons hand het. En dit is om ons eie probleme te kan identifiseer. En ek dink hier lê die sleutel om jou vraag te beantwoord. As ons hoef nie eens die antwoord te ken nie. As ons net ons kinders kan help om hulle eie probleme te kan identifiseer, dan help ons hulle ongelooflik baie. En ek dink ons onderskat daai. Kinders kom partykeer na my toe as leerbestuurder en dan sê hulle vir my, eerste ding, meneer, ek sukkel met wiskunde. Nou dit is so wyd soos die Here se genade. Want met watter gedeelte sukkel? Eerstens weet ek eers met watter borrel jy sukkel nie. Maar dan kry ek nou al by hulle uit, weet watter borrel is dit. Maar dan begin ek vir hulle vrae te vra. En die doel van die vrae wat ek vir hulle vra is om te kan bepaal wat is die probleem. Want as hulle weet wat die probleem is, dan is dit baie maklik om die oplossing daarvoor te kry. So hier's my raad. Jou kind kom na jou toe moedeloos en kyk, daar gaan soms tye frustrasie betrokke wees, omdat daar is nie 'n meneer of 'n juffrou voor in die klas wat spoon-feed, soos ons in Engels sê. En so die frustrasievlakke gaan baie keer hoog loop. En hulle gaan na julle toe kom met die vraag of met die stelling wat hulle maak is, ek kan nie hierdie wiskunde doen nie. Dan wil ek vir julle aanraai, vra die vraag. Boeta, met wat sukkel jy? Waarmee is jy nou besig? Hoekom kan jy dit nie doen nie? Verstaan jy dit? Wat moet jy voor die tyd geweet het om hierdie te kan doen? En as kinders, julle sal sien, baie maklik kom hulle uit by die eintlike probleem. En as dit by die eintlike probleem is, dan kan 'n mens hulle help in terme van YouTube video's. Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. Kom ons sê, jy kind kom na jou toe, gewoonlik by wiskunde, maar ek verstaan nie om hierdie wiskunde te doen nie. En as mens nou met vraagstelling afgekom het en mens kom agter, maar die probleem is, hulle weet nie hoe om, kom ons vat gou 'n voorbeeld, as jy byvoorbeeld kyk na breuke, en jy vat, hulle weet dalk nie hoe om breuke te vereenvoudig nie.
Hulle stelling aan jou gaan wees is, my bottel is heeltyd, hoe kom heeltyd oranje terug? Die meneer of die juffrou of die vakkundige sê nie vir my wat ek moet doen nie. Sy sê net gaan terug na vorige werk toe. En jy moet begin met hulle praat en jy vra vir hulle, en weet wat is dit eintlik? En dit kom op die punt waar jy kan sê, ouma, jy weet nie hoe om dit te vereenvoudig nie. Dan kan 'n mens hulle help met 'n YouTube video of 'n gedeelte in die handboek wat gaan oor vereenvoudiging. Dit is baie moeilik om 'n kind te help wat net sê ek verstaan hierdie werk nie. So ek dink 'n groot ding wat ons kan doen is om vir hulle te help om die probleem te identifiseer. Nou hierby saam wil ek graag vir al die ouers daar buite sê is dat aan elke kind is daar 'n leerbestuurder toegedien. En daai leerbestuurder is die persoon wat jou kind aan die hand moet vat om seker te maak dat hy of sy kom reg met hierdie stelsel. So ek wil hierdie uitnodiging uitgooi. As jy as ouer nie weet hoe om daai vrae vir jou kind te vra nie, connect jou kind en die leerbestuurder. Baie keer is hulle skaam, baie keer voel hulle gaan in moeilikheid kom of is die gaping dalk te groot. En moedig hulle aan. Maak self die afspraak namens hulle. Sit saam met hulle daarso. Ek dink die belangrikste ding is net is ons moet ons kinders leer om hulle eie probleme te kan identifiseer. Ek dink as ons dit kan regkry, dan het ons dan bemagtig ons hulle met iets ongelooflik kragtigs. Hulle gaan op universiteit sit en hulle gaan nie weet om iets te doen nie en dan gaan dit terugkom na hulle toe. Kom ek identifiseer net wat is my probleem? Wat is die myn probleem hierso? En dan sal hulle dan vorentoe kan gaan. Dis wonderlik. So jy leer jou kind om krities te dink en om by 'n probleem uit te kom en dan formuleer jy 'n antwoord vir dit. En ek dink dis fantasties. Ons sê baie keer ook, jy weet, ouers kan gerus maar daai brokkie advies aanvaar. So, ons sê baie keer is dat wat die vaardigheid wat nodig gaan wees vir die 21ste eeu is om die regte vrae te vra. Want daar's baie probleme daar buite, daar's baie oplossings, maar hoe weet ons dat die oplossing pas by die probleem? En dit is om die regte vrae te vra. En so selfs met iets so eenvoudig soos natuurwetenskappe of met wiskunde in graad 8, kan ons kinders help om ons kan hulle breine kondisioneer om dadelik die default setting moet wees, wat is die probleem? Wat is die eintlike probleem? En ek dink elke borrel bied vir ons daai geleentheid. Elke keer as jou kind sukkel met iets, om nie saam met hulle frustreerd te raak nie, maar om vir hulle te sê, kom ons probeer die probleem te identifiseer. Nou ek verstaan ouers is besig, maar dis hoekom jou kind 'n leerbestuurder het. So, vra jou kind om daai afspraak te maak. Dit is wat ons gaan doen. Ons gaan nie noodwendig vir hulle die antwoorde gee nie, maar ons wil hulle help om hulle probleme te kan identifiseer. Ek het nou al oor en oor gesien, as ek daai gesprek met daai kind voer en ons kom by die probleem uit, dan gaan daai liggie aan, as dit, okay. So, dit is die manier ons by daai, okay, oomblik gaan uitkom, is om hulle te help. Daai liggie oomblik, né? Ja. Nou ja, Andre, ons het eintlik nou al reeds, jy het so iets vlugtig genoem, maar my volgende vraag het jy eintlik nou al beantwoord, maar ek gaan dit nog steeds vra en dan kan ons net weer gou vinnig daaroor gesels. So ek wil vra watter praktiese hulpmiddels kan ouers gebruik om leervordering meetbaar te maak? So ons het net nou gesels oor die Mos-kompas wat opgestel is. Nou daai Mos-kompas berus op 3 bene. Dit berus op doelwitstelling, beplanning en dan op verantwoordbaar. En die monitering val so half saam met die om hulle verantwoordbaar te hou. So en weer eens, julle kan in die kommentaar seksie hieronder kan julle gaan kyk na die Mos-kompas, maar ek wil julle regtig aanbeveel om dit te gebruik en nie net aan die begin van die jaar nie of aan die begin van 'n kwartaal nie, maar om dit deurlopend te gebruik. Want dit is regtig 'n ongelooflike hulpmiddel of instrument wat ons daar gestel het. Eerstens om doelwitte op te stel. Dis belangrik om doelwitte op te stel. Ek is iemand wat draf en ek hou van draf, maar as ek nie fisies inskryf vir 'n kompetisie nie, dan is dit vir my baie maklik om te sê, ag nee, dit reën 'n bietjie buite of die wind waai nou, so ek gaan nie nou gaan draf nie. Of jy weet, so as mens doelwitte het, dan kan jy die kinders heeltyd herinner om te sê,
Jy weet, en wat ook lekker is van doelwitte is dat dit moet nie doelwitte wees wat jy as ouer vir hulle gee nie. Dit is hulle moet op die doelwitte uitkom, maar natuurlik met leiding, want 'n kind, weet 'n adolescent se doelwitte gaan altyd laer wees as wat hulle regtig hulle vermoë is. So ek dink vir ons as ouers om hulle te help met daai doelwitte, maar dis asof hulle op daai doelwitte afgekom het. En dan kan ons heeltyd vir hulle sê, maar onthou, Boetie, sussie, jy het gesê jy wil al jou wiskundeborrels hierdie kwartaal klaarmaak. Ja. Onthou, jy het gesê jy wil 80% van jou Afrikaanse borrels klaarmaak. So om hulle heeltyd daarop te roep. Die tweede been waarop dit berus is die beplanning. Jy weet, dit is maklik om te sê ek gaan al my wiskundeborrels doen, maar om ek sê daarby uit te kom, jy weet, is waar dit Ja, dis nou weer anders, nee. Ja. Ja, dit maak vir my sin om net weer daai mag in die kind se hande terug te sit. Ja. Ja, natuurlik. Ek hoor, ja. Yes. Mm, mm. Emosionele intelligensie, ja. probleme te kan identifiseer, om ook te kan bepaal, jy weet, hoekom het ek nie by my 3 wiskundeborrels uitgekom nie? Jy weet, wat fout gegaan? Was daar dalk kragonderbrekings hierdie week gewees? Het jy dalk nie lekker gevoel nie? Jy weet, so dan begin ons leerders eintlik op 'n volgende vlak te ontwikkel. As ons dit doen, nee, dit is, en hierdie is 'n stelling waarvoor ek bereid is om in die hof te gaan staan. As ons hierdie reg, gaan ons kinders, eerstejaars studente, by verre beter ontwikkel wees. Nie net in inhoud nie, nie net in akademiese vaardighede nie, maar ook in emosionele intelligensie, ook om probleemoplossing, kritiese denke, al daai kommunikasie, al daai belangrike aspekte, gaan ons kinders ver verby kinders wees wat uit 'n gewone skoolsisteem uitkom, waar hulle net staat gemaak het op eksterne motivering. Nee, kyk, ek dink dit is baie belangrik al daai punte wat jy genoem het en ja, ag, ek wil net vandag vir jou baie dankie sê vir die tyd wat dit jou geneem het, dat jy met my gesels het, en ek wil net sommer vir almal wat luister ook dankie sê dat hulle vandag na ons geluister het, en ek wil hulle graag net uitnooi julle om weer na ons volgende episode te luister. Ek dink ons ouers doen 'n ongelooflike werk, en met die leerbestuurders aan die hand van leiding is dit net 'n wenresep vir elke kind wat tuiskoolonderrig doen en ervaar. Ek dink ons leer die kinders elke dag stappie vir stappie wat hulle nodig het, soos wat jy sê, om by daai punt uit te kom. Baie dankie, Johan Andrei, mag dit goed gaan met jou verder. Groot plesier.